The script Something Unreal. Dis so 'n bietjie soos ek nou voel, want ek het iemand baie spesiaal hier op die lyn vanoggend en haar naam is Annelien Kriel. Goeiemôre Annelien. Hallo Annel, my genade, wat 'n ongelooflike verrassing. Dit is nou, ja, wel, ons het probeer om dit 'n verrassing te hou, maar eerstens net voordat ons enigiets anders sê en vra, baie geluk met jou verjaarsdag. Vreeslik baie dankie, ek waardeer dit. Ek kan nie glo 65 jaar oud nie. En ek het so 'n wonderlike lewe gehad tot nou toe. Baie dankie. Dit is fantasties en ons wens vir jou absoluut net die mooiste en die beste van hierdie wêreld vorentoe ook. So Annelien, jy bevind jouself in Mauritius. Ek dink daar's baie mense wat jy nog steeds volg op sosiale media. So hulle weet darm so bietjie hoe dit met jou gaan en so iets omtrent jou lewe deesdae. Maar jy's daar op die oomblik in Mauritius, nê? Hoe lank bly julle al daar? Ons is nou omtrent so 9-10 jaar hierso. Ja. Of 9 jaar en ons in die 10de jaar, maar anyway, ons is nou al 'n hele rukkie hierso en dit was altyd 'n droom van my gewees om op 'n tropiese eiland te leef. En my man, hy is hierso gewerk in Mauritius van 19, ek dink vroeë 70's af. Okay. So dit was 'n ideale plek vir ons gewees om te kom, want dit is ook naby Suid-Afrika en ons kan gereeld terug gaan huis toe. Ja, dit is wat dit so lekker maak. En ons weet ook jy het nog steeds 'n groot liefde vir Suid-Afrika en mense sien dit wanneer jy praat oor jou land. So sal jy nou op hierdie stadium noem jy jouself 'n Mauritian of nog glad nie? Nee, ek is 'n Mauritian want ek het 'n Mauritian paspoort en so aan, maar definitief Suid-Afrika is my eerste liefde. Ag, dis fantasties. Dis waar jou hart lê, nê? Annelien, ek sien dat hulle hier op sosiale media vir jou oral geluk wens en dis ook hier by die sterretekens. Nou ja, jy's 'n leeu, nê? Is dit iets wat jy volg? Sal jy jou beskryf as 'n tipiese leeu? Ek is 'n tipiese leeu en ek was deur die jare 'n tipiese leeu gewees. So ek volg dit nie heeltemal tot die punt toe nie, maar dit is my belangrik dat ek weet watter tipe mens ek is. Ja, nee. En dan kan ek vir jou vra in hierdie tyd nou, hoe het hierdie Grendeltydperk vir julle daar affekteer in Mauritius en dan waarmee hou jy jouself besig op die oomblik? Wel, Annel, dit is maar moeilik hier in Mauritius, jy weet, want daar is niemand wat inkom of uitkom Mauritius toe nie, die grense is gesluit. Ja. En so, dit is maar moeilik vir die toeriste besigheid, want dit is wat Mauritius eintlik oor gaan. Okay. En so, dis maar stil hierso, en baie mense het hulle werke verloor, en die hotelle is toe, baie is toe, party het maak vir die lokale besigheid. Ja. Maar jy weet, daar's baie mense wat baie geld het om eintlik hotelle toe te gaan. So dis maar moeilik. Dis eintlik hartseer, ja. Jy weet, ons is baie gelukkig. Ons het net 2 coronavirus gevalle wat in kwarantyne is. Okay. So ons beweeg vrylik rond. Mense gebruik maskers, maar daar's geen eintlik social distancing, sal ek sê nie. Okay, ek So sien. ons het baie om voor dankbaar te wees hierso. En dan Annelien, so wat maak jy nou met jouself deesdae? Want ek probeer nou dink, hoe sal die lewe in Mauritius wees? Mense kan lekker eet, seker vars vrugte en vis en so aan. Oefen jy of waarmee hou jy jouself meestal besig? Ja, nee, ons swem daagliks. Ja. Alhoewel dit winter hier is nie ijskoud nie, dit is koel, maar dit is baie opwekkend, jy weet, om in die water te gaan. So ons swem elke middag 5:00 te kant. En dit help baie, en dan help ek my dogter, sy woon in Los Angeles. Ja. En ons het, sy het 'n swemklere reeks wat se naam Leia is. Okay, En ja. ek help ons wat gemaak word in Mauritius. En dan stuur ons dit na haar toe in Los Angeles. So ek help ons 'n bietjie met daarmee. Jy weet, want jy weet, enige iets, daar is altyd probleme wat intree, jy weet, of die kostuum is nie reg nie, of hy jy weet, daar is altyd klein probleempies, so mens moet altyd op dit wees en daarna kyk. So dit is 'n baie enige besigheid moet jy mens betrokke wees. Jy weet en nie op 'n distance doen nie. Dis ideaal dat ma ook dan nou daardie kant is om te help met hierdie dinge.
Dis absoluut Ek is fantasties. die werker, Okay. Annelien Kriel, ek moet vir jou sê, jy weet, ons dink so gereeld terug aan jou en wanneer mense jou sien, dan sien mense net hierdie beeld van hierdie absolute asemrowende mens wat so baie mense inspireer het daar uit die 70s. Can you still relate to that person, or do you feel sometimes like that was a different lifetime? Ek dink dit was deel van my lewe gewees en ek moet sê op my ouderdom nou ervaar ek dit meer en ek waardeer dit meer as ek daarna terugdink. Ja. En ek dink aan die wonderlike geleenthede wat ek gehad het. Ek dink toe ek jonk was en dit met my gebeur, was dit moeiliker om dit te hanteer en te werklik deur te werk as wat dit nou is op my ouer ouderdom. Okay, ek sien. Maar ek moet net sê dit was 'n wonderlike geleentheid geweest in Suid-Afrika. Jy weet, was daai jare was apartheid baie topic geweest. Ja. En die mense was so wonderlik geweest toe ek gewen het. Jy weet, alhoewel ek tweede gekom het Ja. en toe die kroon geneem het na 4 dae, was die mense ongelooflik agter my gestaan en dit waardeer ek baie van die Suid-Afrikaners. Ag, dit is net ongelooflik. Annelien Kriel, ek kan persoonlik nie glo ek gesels met jou op die lyn nie, maar dit is so lekker en veral op hierdie spesiale dag, jou groot verjaarsdag, because 65 is an important age to be. En ons wil vir jou baie geluk sê en dan wens ons vir jou alles van die beste en ek hoop ons kan gou weer gesels. Indien jy ooit weer hier in die Kaap is en mens mag rondbeweeg, dan sal ons jou baie graag hier by Bok Radio ook wil verwelkom. Baie dankie Annel en ek waardeer dit dat Bok Radio aan my gedink het vandag. Wonderlike dag verder, geniet dit daar in Mauritius. Gesels ons weer. Okay. Mooi bly. Bye. Was dit nou nie ongelooflik nie? It is amper soos mirror on the wall, who's the fairest of them all? Annelien Kriel, wat dan nou ons mevrou Suid-Afrika was in 1974 en toe ook mevrou wêreld geword het in dieselfde jaar. Liefde is mooi, dit het geen